Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u ontferming, dankie vir u genade. Dankie dat ons hier by mekaar kan kom en dat ons in vrede hier saam met mekaar kan wees om u naam groot te maak. Here, ons wil kom bid en vra dat u ons harte sal stil maak. En Here, dat ons die lof en die aanbidding van ons harte vir u mag toeroep. Uit jubelende harte vir dit wat u vir ons kom doen het aan die kruis. Word verheerlik deur wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Nou sy vriende, ons gaan lekker saam sing tot eer van die Here. Die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. Bring dit my eenvoudig, soos vir 'n kindjie klein, want ek is swak en nietig, ja, hopeloos en onrein. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Bring my die tyding saggies, laat my daarste oplet. Ek is 'n arme sondaar, slegs Jesus kan my red. Bring my die tyding telkens, sodat dit my kan wees 'n bron van troos en sterkte vir al in smart en vrees. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van Gods heil. Daar's verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en die spoed, daar's verlange in my hart na hom. Daar is liefde in my hart vir Jesus, daar is liefde in my hart om hom te dien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en spoed, daar is liefde in my hart vir hom. Daar's verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en spoed, daar's verlange in my hart na hom. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives.
He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugdsmaak, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Van my heiland ewig gebied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Van my heiland ewig gebied. Volle versekering, daar wil ek rus. Sag aan my heiland se boesem gesus. Wakend en bidend, wag ek op hom, tot hy my opneem, sy eiendom. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof aan my heiland ewig gebied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, van my heiland ewig gebied. Nou ja vriende, baie dankie vir daardie lekker samesang. Ons gaan dan nou voort om so vinnig te kyk na die afkondigings, en ons gaan vir julle 'n paar afkondigings net voorhou, wat natuurlik, ek dink meeste van u nou nie weet nie. Vandag is Bybelkennis eksamen gewees, en ek kan nou met trots hier rapporteer, dat het wil vir my voorkom of die hele Sondagskool 100% slaagsyfer het. Nou, dit beteken seker meer as jy sê, dat daar nie net 'n 100% slaagsyfer is nie, beteken almal is deur, almal het 100%. En so ja, dit wys vir ons iets, en ons is baie dankbaar vir die Sondagskoolpersoneel, en natuurlik elke ouer, wat hulle kinders natuurlik gehelp het om te leer, en natuurlik vir die kinders self, wat ons hoop en bid, en dat hulle nie net dit kopskennis sal maak nie, maar dat dit ook hartskennis sal wees. So dis vir ons 'n baie groot voorreg om dit ook so deur te gee, en dan aan ons soep en al die personeel wat ook gehelp het met dit. Ek gaan noem dit net aan nie, dis Reformatie Sondag, en wil ek net kyk, voordat ek preek, wie weet almal presies wat Reformatie Sondag beteken en wat dit vir ons inhou? As u weet, steek het die hand op, dan kan u vir ons 'n kort definisie gee van Reformatie Sondag. Daar's hy. Daar's net een ou wat ek geweet het gaan. Daar's daarom twee wat geweet het. So as ek nou 'n bietjie tyd afstaan, en ek wil sommer nou dit noem, ek maak verskoning vir die wet en die geloofsbelijdenis wat ek nie vandag gaan doen nie. Ek wil net so kort ietsie sê van
Reformatie Sondag. Dan wil ek net noem, dis vandag die CVV algemene vergadering. Dit wil sê elke dame wat hier is vandag, julle is welkom om net na afloop van die diens te bly sit en julle mans sal vir julle koffie bring as julle wil, maar daar is 'n vergadering net na afloop van die erediens en ons wil die dames uitnooi om saam te kom sit, saam te luister na die laaste kwartaal se beplanning. En ek wil my verstout om te sê, ek vermoed die nuwe bestuur gaan dalk ook vandag aangekondig word of verkies word. So dis nogal 'n belangrike enetjie, veral as jy ietsie wil sê rondom die bestuur en die besluitneming. Dit is ek dink die belangrike een, en dan die ander volgende wat ek in die wil voorhou is net om te noem dat die Sondagskool het 'n afsluiting. Afsluiting is die 1 November en ons glo almal wat by die afsluiting moet wees is nou mense met kinders in die kinderbediening. Julle weet waar die afsluiting gaan wees, en as die Yves nie geweet het nie, dis by die pastorie. So ons sien nogal baie uit daarna vir die kinderbediening afsluiting die Saterdag, en natuurlik Sondag is prysuitdeling die 2 November, wat ons ook aan u wil voorhou, wat u ook asseblief net in gedagte moet neem. Dan het ons so 'n paar verrassingkies vir verjaarsdae. Nou ek sien so, as ek so vinnig oor die skare kyk, Frans Benari weet ek het sy verjaarsdag baie naby, en daarom is hulle dalk nie vandag hier nie, want daar's 'n groot familiebyeenkoms. En dan is dit Wally, dis jou beurt die 1 November, baie geluk met joune. En dan het ons 'n verjaarsdagmaatjie wat vandag hier opgedaag het, Boena, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, wat hy ons ook ingelig het. Hy sê hy het 'n chocoladekoek gebak, maar hy het hom by die huis gelos. En maar ja, so ons is dankbaar vir dit ook. Ons gaan lekker saam met julle koffie en tee drink, en baie geluk ook met julle verjaarsdag. Mag die Here julle ryklik seën en vir julle op 'n kosbare manier naby wees. Vriende, ek dink dit is die belangrikste. Ek dink wat ek net wil voorspraak voormaak is ons groot 23 November dankofferdiens. Ons dankofferdiens is 'n offerdiens waar ons kom, ons bring nie ons tiendes nie, ons bring ons dank. Bring ons dank aan die Here vir dit wat hy gedoen het, vir dit wat hy hierdie jaar toegelaat het. En dis 'n manier, 'n metode wat ons voorhou, waar ons na die huis van die Here toe kom met ons dank, en dit 'n manier waarop ons vir hom dankie sê vir hierdie jaar wat verby is. Ek wil ook net melding maak van ons gesinne wat die geliefdes aan die dood afgestaan het, en ek weet, u almal weet van ons begrafnis wat ons gehou het vir hom Estienne ter Blanche en familie, en ons vra u voorbidding steeds vir hulle. Maar dan is daar 'n ander tragiese gebeurtenis wat ook plaasgevind het, en dis die begrafnis van die van Rooyen gesin, Johan van Rooyen, en hy is oorlede in 'n karongeluk, en hy het nog 4 kindertjies op skool, en dis 'n gebeurtenis wat hier by ons plaasgevind het. Daardie kindertjies is hier in Beaumont en in PV, en ek wil ook maar net vra dat u saam sal bid vir daardie gesin, wat ook deur 'n baie moeilike tyd gaan. Ek dink 'n uitdagende tyd in nou se lewe, en dat ons ook hulle aan die Here sal opdra. Ons is nie geïsoleer hier in ons eie kokonnetjie, en net dit wat hier binne by ons aan die gang is, maak saak nie, maar dit wat rondom ons gebeur, die impak wat dit op ons samelewing het. En ek wil werklik vra, dis nie die enigste kinders wat ek van weet nie, wat 'n ouer in hierdie tyd by die skool verloor het nie. So ons wil werklik vir u vra om asseblief getrou vir ons kinders te bid, getrou vir die matrikulante te bid, die eindeksamens, al die dinge wat aan die gang is, soos meeste van die Bybelstudiegangers nou al weet, dis een van die hoogste selfmoordtye in die land, is hierdie tyd van die jaar, en ons wil werklik vra, dat u sal bid vir ons land, bid vir ons kinders, bid vir die ouers, bid vir ons oumas en oupas, en dat u asseblief ook aan ons mense sal dink in hierdie tyd van die jaar. Ek dink die laaste enetjie wat ek ook net aan u wil voorhou is ons gemeentefinansies. Nou ons gemeentefinansies dink ek is een van die mees gelowigste geloofstappe wat ons het, want dit lyk baie keer of ons finansies dood is. En dan ewe skielik dan was dit amper asof dit wil opstaan uit die dood. Maar vriende, ons het werklik u getroue gee van die tiendes en die offergawes nodig, sodat ons hierdie meele aan die gang kan hou. En ons wil vra dat u asseblief vir ons getrou sal wees. Ons het uitgawes wat by ons ore uitloop, en ons uitgawes het verhoog weens ons verhoogde huur aan die pastorie en aan ons geboue. En dit het oor die 10% effek op ons inkomste, op ons uitgawes ten minste. En daarom wil ek vir u vra, ons het reeds nie by alles uitgekom nie, maar nou is ons regtig op 'n plek waar ons nie anders kan as om vir u te vra om asseblief getrou te wees in dit wat die Here ook op u hart lê.
En ek dink dit is wat ons kan sê van die afkondigings. Dan die laaste een wat nou ook so lekker is. En nou wil ek nou eers vir my kerkraad se aandag kry. Waar is Christo en Gawie? As julle gou na vore kan kom. Oupa en ouma dag gemeenteafsluiting. As u nie 'n legkaart ontvang het vir die teddybeer en vir ons afsluiting nie, moet u asseblief nou u hand opsteek, een per gesin. As u nie 'n legkaart ontvang het nie, hande op. Hande op asseblief. Daai is ons teddybeer geleentheid en ons wil vra, dis oupa en ouma dag, dis gemeenteafsluiting, dis ek wil amper sê CVV afsluiting, maar dit is nie. Dis die Silverheuge afsluiting en daar's 'n groot kuiergeleentheid weer eens hier by die Filippense gemeente. Ek bedoel Eet Genoeg, ek bedoel EG Kerk. Ons word maar geken as die Eet Genoeg of die Filippense gemeente, maar daar is nog 'n geleentheid en dit is 'n pragtige gebaar wat hier in ons gemeente plaasvind en ons wil u elkeen hartlik uitnooi. Ek wil u ook herinner aan ons teddybeer projek en dat u asseblief by Angelet sal uitkom. Die teddybeer boks sal net na afloop van die diens daar by die beertjie staan en u is welkom om net daar, ek sal haar vra om sommer daar bietjie te staan en as u nog nie heeltemal die teddybeer projek lekker verstaan nie, meld net vinnig daar aan terwyl ons lekker koffie en tee drink. Vriende, baie dankie. Ons is jammer die afkondigings vat so baie tyd, maar dit is soms so nodig om al hierdie dinge vir u te sê. So ons het nou bietjie vroeër begin sing sodat ons meer tyd natuurlik aan die woord van die Here kan bestee. So kom ons sit so saam. Ons gee dan nou 'n geleentheid vir die opneem van die offergawes, die kollektes en die tiendes en dan sing ons hierdie lied lekker saam uit volle bors. Onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan dan vir ons soep en ook ons kerkraadslid, ouderling Gawie, vra om vir ons net 'n gebed te doen. Baie dankie. Ons God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid. Vader, ons dankie dat ons ook kan teruggee finansiëel in hierdie gemeente. Ons bid sodat U ook elkeen wat vrygewige gewer is, Here, dat U ook hulle sal seën en die wat terughou, Here, sal bid ons dat U ook op hulle harte sal druk, Here, dat hulle sal gee wat U toekom. Vader, dan bid ek ook vir die gemeente, Here, dat ons finansies versterk sal word, Here, en die kerkraad ook insig sal hê om dit te gebruik, om U koninkryk uit te brei. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Amen. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Kom ons sluit die oë. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, wat 'n voorreg het ons nie om voor U troon te mag kniel. Dankie, Here, dat U Seun die weg gebaan het vir ons. Dankie, Here Jesus, dat U gehoorsaam aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader. Vanwaar U sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Here Jesus, ons vereer U in hierdie oomblikke. Ons wil die Heilige Gees van God kom verwelkom in ons midde, want die woord leer vir ons, daar waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek self teenwoordig. Daarom, o Heilige Gees, daarom, o Seun van God, en daarom, God die Vader, verwelkom ons U ook hier in ons midde.
En ons wil kom vra, Here, dat U sal spreek en dat die dienaar en die dienares mag luister na U woorde. En Here, dat het ons mag aanvul en aanraak tot verheerliking van U heilige naam. Word verheerlik in ons midde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag as deel van die diens van môre net so 'n klein bietjie geskiedenis aan die voorhou vir die van u wat vergeet en partykeer net nie weet nie, en ek wil nie baie tyd aan dit spandeer nie, maar ek dink tog dit is belangrik. Vandag is Reformatie Sondag en dit word jaarliks gevier die naaste Sondag aan die 31ste Oktober. Ter herinnering van Martin Luther, wat op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die wanpraktyke van die Rooms-Katolieke Kerk aan die kerklike deur in Wittenberg vasgespijker het. As ek dit mag opsom of vasvat in 5 hoofgedagtes, hierdie dag vier die begin van die protestante reformatie, wat die klem teruggebring het na 5 hoofgedagtes. Die eerste is Solio Scriptura. Die Bybel alleen is die hoogste vorm van gesag. Solio Vida, redding deur geloof alleen. Derde, Solio Gratia, genade alleen. Vierde, Solio Christus. Christus alleen is die middelaar. En Solio Deo Gloria, aan God alleen kom die eer toe. Dit is dus 'n dag van herinnering, dankbaarheid en hervorming, waar gelowiges hul geloof hernie in die lig van die woord van God en in kernwaarhede van die evangelie. En my gebed en hoop ook is, dat daardie 5 eienskappe ook deur u waargeneem word in hierdie gemeente. Dat dit ook die waarheid is wat ons as kerk glo en ook verkondig. Vriende, ek gaan vra dat ons die Bybels vandag oopmaak en ons is nêrens anders as die Ou Testament en ons kyk na Samuel, 1 Samuel hoofstuk 10. Nou ek moet vir julle sê, dis 'n preek op homself as jy net 1 Samuel 1 tot 9 gaan saamvat en jy kyk net na God se afsprake. Dis 'n hele preek op homself, is eintlik 'n reeks dienste. En as jy dan gaan kyk na die gebeure wat volg, die maniere, die metodiek wat God gebruik om situasies toe te laat op die aarde, sodat hy op die einde verheerlik word, sodat sy wil op hierdie aarde plaasvind. Maar ek wil tog vandag voortgaan, en ons gaan kyk, en u sal weet, ek het laasweek vir u gesê in hoofstuk 9, vry vertaal, 'n God se ontmoeting, God se ontmoeting met 'n mens. En ek wil vandag verder gaan en genadiglik het die vertalers hierdie keer geen opskrif geskryf nie. Hulle het sommer net aangegaan en oorgegaan. Ek sal natuurlik my eie opskrifie daar wou insit, maar kom ons sit my enetjie daarin. Samuel profeteer. Net so vinnig. Samuel profeteer, want dit is letterlik wat nou hier gaan plaasvind. Nou ek gaan probeer om hierdie gedeelte te lees sonder om myself te onderbreek. Dis baie moeilik soms, want ek raak so opgewonde oor die woord van die Here, dat ek net iets so graag wil sê, maar die woord van die Here is heilig, die woord van die Here is voldoende, om ook te spreek tot die hart. Ek wil graag hierdie gedeelte aan die voorhou, en dan wil ek 'n paar kort gedagtes met u deel, maar ek wil dit met u deel op grond van u kennis. Die kennis wat u het van die boek 1 Samuel. Hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 6, hoofstuk 7, hoofstuk 8, hoofstuk 9. Ek het vir u goeie nuus, as u dit nie kan onthou nie, dis blykbaar opgeneem. En as u kans sien om dit weer te kyk, wonderlik. U is welkom. En as u sê, ek dink 'n koffie saam met my sal lekkerder wees, nooi my, dan kom doen ek dit daar in jou huis. Dan probeer ek dit so 'n bietjie saamvat en net weer herinner aan dit. So, kom ons lees saam uit hierdie gedeelte uit, maar ek wil werklik vra dat ons dit sal lees in konteks met dit wat ons verstaan van die metode en metodiek waarop God met die volk gewerk het. En ek dink as ek dit mag terugbring, net die gedagte van 'n teokrasie en 'n demokrasie en 'n monargie. Dis die 3 terme wat soort van belangrik is. Teokrasie ken u nie, die naam ken u nie, dis Theos, Gods regering.
Demokrasie ken jy baie goed waar die volk besluit en mense verkies, en dan kry jy 'n monargie. Monargie waar 'n koning heers. En hier op hierdie stadium van 1 Samuel 10 gaan ons sien, en u weet dit reeds, die volk verwerp die teokrasie. En dit gaan baie interessant wees, en ek dink dit gaan vir baie van u wat hier sit vandag, gaan daar 'n nuwe openbaring uitkom van God se almag en van sy alwetendheid wat hier na vore gaan kom. Want jy sien vriend, jy sal dit self uit hierdie gedeelte uitmerk. Hou dit in gedagte en kom ons lees dan saam uit 1 Samuel hoofstuk 10 vanaf vers 1. Maar voor ek dit doen, moet ek seker net nog ietsie sê. U weet nou, die donkies is weg. U weet nou, hy was 3 dae op reis, hy het die donkies van sy pa gaan siek. En u weet nou, ons praat natuurlik van die eerste koning van Israel. Ons praat van Saul. U behoort nou te weet, Saul is nou in die laaste hoofstuk, hoofstuk 9, is Saul deur Samuel gekry, en hy het vir hom gesê, dat hy moet koning word, en ons verstaan nou, dat Saul eintlik uit die veld geslaan is. Hy het nie hierdie dinge verwag nie, en die profeet het van hom dinge geopenbaar, wat hy self nie, hy het nie eers vir die profeet vertel van die donkies nie, maar die profeet sê vir hom, moenie bekommer oor die donkies nie, die donkies is gevind. En nou, waar hy klaar met hom 'n gesprek gevoer het, hy het klaar vir hom gesê, luister, maar jy gaan moet koning word, en die slaaf is vorentoe gestuur, nou begin hoofstuk 10, en dis nou waar Samuel 'n profesie gaan gee, en ek wil nou vir u sê, en ek kan die aap in die mou uitlaat, daar is reeds 'n profesie op hierdie aarde uitgegee, wat van toepassing is op u. Johannes 3 vers 16. Dit is gegee, en ek wil hê, jy moet dit nou, voor ons hierdie gedeelte lees, wil ek hê, moet jy dit tog onthou. Ek wil ook hê, jy moet onthou, dat 1 Korintiërs 10 vers 13 geskryf is vir die wat in hom glo, vir die kinders van God, geen versoeking sal jou aangryp, behalwe menslik nie. Maar ek wil ook hê, dat jy moet sien, waar 1 Samuel hoofstuk 10 begin, is dieselfde manier, waarop God met elke liewe mens op aarde werk. En jy weet, toe ek hierdie gedeelte voorberei, toe dit nogal by my opgekom, ek wonder wat sal die mense sê, as hulle sê, Dominee, maar jy weet, ek is nie Saul nie, ek is nie koning nie. Dominee, weet jy, dat God dalk nie dieselfde pad vir my het nie. Nou wil ek vir u stop, met daai gedagtegang. God het dieselfde begeerte, aangaande elke mens, op hierdie planeet. God se begeerte, is dat nie een mens verlore moet gaan nie. Dis God se begeerte. En ek wil hê, jy moet nou baie duidelik in die gedeelte wat ons vandag gaan lees, agterkom, dat God se begeertes en God se wil deur mense soms in die wiele gery word. En dat God in sy toelatende wil dit nie net weet nie, maar dat God dit selfs antisipeer. Dit beteken, niks kan God hom kan vang nie. En selfs nie eens wat nou gaan gebeur nie. En ek wil hê, jy moet daaroor vir 'n rukkie, die Engels het 'n verskriklike mooi woord, hulle sê, ponder. Ek wil hê, jy moet 'n bietjie daaroor herdink, en dit bedink, dat niks God hom kan vang nie. En dat God van die begin af die einde ken. En hy's baie keer soos ouers met hulle kinders, die kind wil nog verduidelik, maar jy weet, hy wil dit nog vir jou verduidelik, hy wil dit uit sy perspektief vir jou gee, maar vriende, God het nie nodig om ons perspektief te ken nie, want God ken ons formering. Hy ken ons handel en ons wandel, en hy ken ons beter as wat ons onsself ken. Maar kom ons kyk dan, 1 Samuel 10 vanaf vers 1. En Samuel het die kruik met olie geneem en het op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel
op die grens van Benjamin in Selsag 2 manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar, en is besorg oor julle, en vra, wat kan ek vir my seun doen? Gaan jy dan van daar verder, en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal 3 manne jou daar kry, wat na God, na Bethel opgaan. 1 dra 3 bokkies, en 1 dra 3 broodjies, en 1 dra 'n sak wyn. En hulle sal na jou welstand vra, en sal jou 2 brode gee, en dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Daarna sal ek kom by Gebea van God, waar, ek weet nie, ek het 'n bietjie skeef gelees, maar ek gaan weer probeer, vers 5. Daarna sal jy kom by Gebea van God, waar die wagposte van die Filistyne is, en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet, wat van die hoogte afkom, en voor hulle uit harpe en tamboeryne en fluite en sieters, terwyl hulle self profeteer. Die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom, en jou bekend maak wat jy moet doen. En net toe hy sy skouer draai, om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Nadat hulle daar by Gebea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete, en die gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. En toe elkeen wat hom van gister en eergister af geken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een aan die ander gesê, wat het tog gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete? En 'n man het daarvandaan het geantwoord en gesê, wie is tog hulle vader? Daarop het dit 'n spreekwoord geword, is Saul ook onder die profete. Toe hy klaar was met profeteer, het hy op die hoogte aangekom. En die oom van Saul het vir hom en sy dienaar gevra, waar het julle heen gegaan? Daarop sê hy, om die esels te soek. En toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan. En die oom van Saul sê, vertel my tog wat Samuel julle meegedeel het. Toe sê Saul vir sy oom, hy het ons verseker meegedeel dat die esels gevind is, maar die saak van die koningskap waarmee Samuel van gespreek het, het hy hom nie vertel nie. En Samuel het die volk na die Here in Mispa byeengeroep, en aan die kinders van Israel gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek het Israel uit Egipte laat optrek, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars, en uit die hand van die koninkryke wat julle verdruk het. Maar julle verwerp vandag julle God, wat julle uit al julle onheile en node verlos het, en sê nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die Here, volgens die stamme en volgens julle geslagte. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat naderkom het, is die stam van Benjamin aangewys. En toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom het, is die geslag van Matiri aangewys. Verder is Saul die seun van Kis aangewys, en hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. En hulle het die Here verder geraadpleeg.
het nog niemand heen gekom, en die Here sê, kyk, hy kruip tussen die pakgoed weg. Verskoon my, ek het dit verkeerd gelees, en sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. Vers 23. Daarop het hulle geloop en hom daarvandaan gebring, en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van sy skouers af boontoe hoër as die hele volk. En Samuel sê aan die hele volk, sien julle hom wat die Here uitgekies het, want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Daarna het Samuel die reg van die koningskap voor die volk afgekondig, en dit in 'n boek geskrywe en voor die aangesig van die Here neergelê. En Samuel het die hele volk elkeen na sy huis laat gaan. En Saul het ook na sy huis gegaan in Gebea. En die helde wie se hart God geroer het met hom saamgegaan. Maar die deegniete het gesê, hoe kan hierdie man ons verlos? En hulle het hom verag en hom geen geskenk gebring nie, maar hy het hom doof gehou. Net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek versoek die manne wat kan staan, om saam met my te staan, om te verenig in gebed. Dierbare Here Jesus, Here, hierdie gedeelte is so netjies neergepen, so mooi uiteengesit. En Here, as 'n mens dit lees, dan kan 'n mens amper dink, dit het net 'n toepassing op Saul. Maar Here, u woord leer vir ons, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot teregwysing en tot onderwysing. Hierdie woorde is neergepen om vir ons u genade te toon. Hierdie woorde is neergepen om u alwetendheid en u wil aan ons te openbaar. Hierdie woorde is neergepen, Here, dat ons kan besef, u sal die mens nooit wegwys nie. Ag Here Jesus, ek wil kom bid en vra dat u asseblief vir ons in staat sal stel, om vir ons ore te grawe om te hoor, wat u aan ons wil sê. Here Jesus, ons wil kom bid en vra dat u vir ons sal opwek, dat die gees van die lewende God ons sal dryf, om instrumente in die krag van in die hande van die lewende God te word, om die krag van die Heilige Gees te openbaar aan 'n verlore wêreld, omdat ons bekragtig word deur die Gees, volgens Handeling 1 vers 8. En Here Jesus, dit is my gebed dat u ons in staat sal stel, om as hoofde en priesters te heers oor ons eie lewens, oor ons families en ons gesinne. En Here, dat ons op so 'n mate sal optree, dat dit mense rondom ons sal aanspreek. Ons kom bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. U kan die sitplekke inneem. Ek het vanmôre 'n paar kort gedagtes wat ek met u wil deel. En ek het dit verklap onder die opskrif dan Samuel profeteer. Nou daar's 3 profesieë wat hy maak en ek gaan vinnig net na hulle verwys. En dan gaan ons in dieselfde asem met die gedeelte wat ons nou gelees het, vir onsself kan sê, luister, het dit plaasgevind? Het dit nou gebeur? En as ons dan nou daarna gaan kyk, dan sien ons die eerste profesie wat Samuel vir Saul gee, vind ons in vers 2. As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag 2 manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar, en is besorg oor julle, en vra, wat kan ek vir my seun doen? Dis 'n profesie, wat Samuel nou vir Saul gee en sê, Saul, God weet wat aangaan, maar kom ek gee jou te kenne hoe jou dag lyk. Kom ek gee jou te kenne wat gaan volg. Nou vriende, ek weet nou nie of u wat hier sit met my sou saamstem nie, maar kan ek vir u sê, dat God vir ons te kenne gee, wat op hierdie dag gaan volg. Jy sien, as jy die Bybel lees, dan kan jy amper dink, jou boek Openbaring is die rapport, die Sondag rapport. Want die Bybel sê in die laaste dae sal dit wat reg wees, verkeerd wees, en dit wat verkeerd is, sal reg wees. En vriende, dis absoluut aan die gang. Die Here sê vir ons, in die laaste dae sal daar oorlog en gerugte van oorlog, pestsiektes en aardbewings en vulkaniese uitbarsings wees. Vriende, daar's meer as ooit tevore. Daar's meer oorlog, daar's meer pes, daar's meer siekte, daar's meer oorstromings.
daar's meer hongersnood. Al hierdie dinge daar's meer aardbewings. Al hierdie dinge vind plaas. Jy kan sê, het die Here vir ons gesê wat kom? Ja. En net soos dit vir Saul geopenbaar word, so word dit aan ons geopenbaar. En jy sal nou weet, as jy saam met ons die gedeelte gelees het, dat die Bybel sê, dat al hierdie tekens, vers 7, sê hy, as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uitgaan. En jy sien, as ons hierdie gedeelte verder kyk, dan besef ons, alles het net so gebeur. En vers 9, en net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Stem jy saam dat die eerste teken uitgekom het, dat iemand na hom toe gekom het by die graf van Rachel en vir hom gesê het, jou pa is nie besorgd meer oor die donkies nie, die donkies is gevind, hy is besorgd oor jou. Vers 9 beklemtoon dit. Kom ons kyk wat sê vers 3. Gaan jy dan van daar verder en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal 3 manne jou daar kry, wat na God na Bethel opgaan. Een dra 3 bokkies, een dra 3 broodjies en een dra 'n sak wyn. Wat sou met 2 broodjies gebeur het? Die 2 broodjies sou aan hom gegee het. Sou hy die gesindheid gehad het om dit te weier? Ja, seker, hy wou dit weier, want dit was geoffer, dit was gewy, dit was op pad na God, en God het dit goed gevind om so presies vir hom dit te gee, en weer vers 9 sê, en dit het gebeur. Die vers 5 gee vir ons die 3de profesie. Daarna sal jy by Gebea van God, daarna sal jy kom by Gebea van God, waar die wagposte van die Filistyne is, en net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet. Dis daarom maar baie presies. En nadat hy vir hom sê, gaan jy die groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom, en hulle gaan harpe en tamboeryne en fluite en siter speel, en hulle sal profeteer. Dan sê die Bybel, en die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en 'n ander mens verander word. Nou raak dit interessant. Ek moet vir julle sê, u weet, in die inleiding het ek vir julle gesê, God is dieselfde. Wat God vir Samuel doen, wat God vir Saul doen, wat God vir Dawid doen, en wat God vir my doen, en wat God vir u doen, is dieselfde. Ek wil vir u vra, daar is aan Saul gesê wat kom, en dit het gebeur. Vriende, het die Bybel vir ons geprofeteer wat in die laaste dae gaan wees? As ons na die Bybelboek Openbaring kyk, en ons kyk na dit wat Christus vir ons sê, wat vir elkeen van daai 7 briewe wat geskrywe is, die gebeure, presies wat op hierdie aarde gaan volg, het dit uitgekom? Ja. Val ons in dieselfde kategorie dat profeseë voor ons oë vervul word? Ja. Leef ons in die tydperk waar die profesie van Christus nie net geprofeteer is nie, maar ook vervul is, en dat God sê op die laaste dae sal hy van sy gees uitstort, het God gesê, in die laaste dae sal hy tekens aan die hemel, die maan en die sterre gee. Is dit so? Ja, vriende, dit is so. Nou wil ek vir u vra, is dit so? Ek wil amper nou die mooi term gebruik, duiwels advokaat. Die duiwel doen dit in Genesis 3. Is dit so, dat julle nie van die bome van die vrugte van hierdie tuin mag eet nie? Is dit so, dat die Bybel vir ons die wederkoms van God voorspel? Absoluut. Is dit so, dat die tekens aan die son en die maan en die sterre, geen mens dit kan voorbring nie, maar God self? Dit is so. Val ons nog onder dieselfde kategorie? Nou wil ek bietjie verder gaan. Is dit so, dat die Bybel in Handelinge 1 vers 8 skrywe, maar die Gees van God sal oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde? Is dit so? Geesvervulling deur die heilige God aan heilige mense, geprofeteer. Is die Gees van God uitgestort op Pinksterdag? Het daar tonge gekom soos van vuur en onder mense verdeel en op mense gaan lê? Is dit so? Dit is so.
Wat is die verskil tussen u, my, Dawid, Saul en almal voor ons? Dinge wat God geprofeteer het, het God waargemaak en ons weet dit. Ons is deel van dit. Nou wil ek vir u vra. Vers 6 sê, die Gees van die Here sal oor jou kom en jy sal vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Is dit moontlik? Kan die Gees van God aan 'n mens verskyn en hom verander dat hy 'n nuwe skepsel word? Is dit die waarheid? Absoluut. Ons word nuwe mense in Christus. Ek wil vir u vra, wanneer het Saul die hartsverandering gekry? Dis God gewerk. Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, met resultate in die verlede, hede en toekoms. Is daar een mens wat voor God gaan verskyn en sê, Here God, ek het nie 'n kans gehad nie. Jy sien, vriende, het Saul gevra om koning te word? Was dit sy ambisie daar agter die beeste en agter die donkies? Was dit Dawid se ambisie agter die skape? Het hulle met hulle eie krag, autoriteit en mag koning geword? Of was hulle uitverkies? Hulle is uitverkies. En het jy geweet, God kies alle mense voor die voet. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie is uitgelaat? Saul word gekies, net soos ons almal gekies word. En ons weet daar's 'n merkwaardige verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament, en u moet dit teen hierdie tyd weet. As jy dit nie weet nie, gaan ek dit weer vir u gee. In die Ou Testament was die Heilige Gees van God nie uitgestort nie. Hy het sporadies en insidenteel gewerk in die lewens van mense. Hy het gewerk in die lewe van Samuel, in Samson, in Moses, in die rigters, in Saul, in Dawid, maar die Gees van die lewende God kon onttrek word aan mense, en jy gaan dit weet, want ons gaan dit sien in hierdie koning wat nou gesalf moet word, uitverkies deur God. Almal is uitverkies. Maar nie almal gaan hemel toe nie. Slegs die wat gehoorsaam is. En ek wil vir julle sê, as ons hierdie gedeelte verder lees, nou wil ek vir julle vers 9 voorhou, wat vir my baie belangrik is, as teks van oordenking dan. En net toe hy sy skouer draai, om van Samuel af weg te gaan, het Samuel, Saul, wat sê die Bybel? Het God sy hart verander. En al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Is God se hart verander? Nee, stellig nie. Is Samuel se hart verander? Nee, stellig nie. Wie se hart is verander? Saul se. Wie het Saul se hart verander? Samuel. Nee, die Bybel sê God het. Nou dit wil sê, as God dit vir hom doen, dan doen hy dit vir ons. Sy hart is verander. Hoekom is sy hart verander? Want God het hom besoek. Het hy 'n keuse? Natuurlik het hy 'n keuse. Alle mense het 'n keuse. Sê die Bybel nie, kom ons maak vir ons mense na ons beeld, na ons gelykenis.
En u sal dit nou nie glo nie, maar as jy by hierdie huis vandag, hierdie kerk vandag uitry en jy besluit jy wil links draai, kyk of jou kar regs gaan. En as jy wil regs draai, kyk of jou kar links gaan. As jy wil Tafelberg omry huis toe vandag, niemand kan jou stop nie. Ons doen soort van wat ons wil. En as jy by daai robot wil links draai, na sonde toe, dan gaan jy dit ook doen. Want niemand gaan jou stop nie. Want ons het 'n vrye wil. Binne daardie vrye wil kom God steeds en besoek ons. En God het Saul besoek. En toe hy hom besoek, het hy sy hart verander. En vriende, daai 2 sondaars wat langs Jesus aan die kruis gehang het, selfe soort mense, meters van Christus af. Een se hart het verander, die ander een nie. As gevolg van 'n vrye wil. Dieselfde wat gebeur het is aan ons geopenbaar. Nou wil ek vir u iets interessant leer. Het u geweet dat die volk God verwerp het? Ja, dominee, ons weet, ons het dit in vers 19 gelees. Kom ons kyk 'n bietjie. Maar julle verwerp vandag julle God, wat julle uit al julle onheil en node verlos het, en sê nee, maar jy moet 'n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die Here volgens julle stamme en volgens julle geslagte. Laat my toe om vir u 'n kort gedeelte te lees uit die boek Deuteronomium uit. Nou ek weet nie of u weet nie, maar Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis nog daar in die woestyn. En dan kom ons by Joshua, Rigters, Rit. Dan kom ons eers uit die woestyn uit. Hierdie is woestyngebeure. En ek wil vir u graag lees wat God vir die volk sê voordat hulle die beloofde land ingaan. En sien vriende, as ons nou by die eerste koning kom, is al die rigters al verby. Samson is verby. Gideon, al die rigters wat hiervan weet is verby. Die laaste rigter was natuurlik Elia en verskoon my, nou jok ek nog vir u ook. Dis Eli en Samuel. Samuel is die laaste rigter. En u weet hoe Eli geëindig het. U weet was die omstandighede volgens die boek Samuel, wat Eli gedoen het, wat Eli se seuns gedoen het. Kan u onthou dat Samuel se eie 2 seuns ook nie so wonderlik was nie? Nou, 1 Samuel 10 vers 19 sê vir ons, julle het God verwerp. Het ek vir u gesê, God word nie omkant gevang nie? Het ek vir u gesê, dat God voor die tyd aan mense openbaar wat hulle gaan doen, en dan as gevolg van dit, nog steeds continuïteitsplanne het vir die mens, maar is nie God se wil, dat die mens deur 'n monargie bestuur word nie. Dis nie God se begeerte dat 'n volk deur 'n demokrasie begeer word nie, maar dat dit God se begeerte is om 'n theokrasie te hê. Nou kom ons lees dit vir 'n oomblik wat staan in Deuteronomium hoofstuk 17. In Deuteronomium hoofstuk 17 vind ons hierdie woorde. As jy in die land kom wat die Here jou God jou gee, en jy dit in besit neem, en daarin woon, en jy sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies rondom my, dan moet jy sekerlik vir jou 'n koning aanstel, wat die Here jou God verkies. Was dit God se begeerte? Nee, stellig nie. Het hulle God omkant gevang? Nee, stellig nie. Hy het geweet, voordat hulle die land in besit gaan neem, dat hulle hom gaan verwerp. Ten koste van dit, te midde van dit, het God die oplossing gebring. God het die oplossing gebring in 1 Samuel deur Samuel se geboorte. God het die oplossing gebring van Samuel af tot by Saul. En toe Saul onvoldoende was, alhoewel hy uitverkies was, hy was die beste man op die beste plek deur God voorberei. En hy het sonde gedoen.
Wat leer die Bybel ons van Dawid, vriende? O, is 'n man na my hart, sê die Here. 'n oreerder en 'n egbreker en 'n moordenaar. God gebruik feilbare mense. Vol foute. En die Here sê vir hulle, en hoor hierdie 4 gedagtes wat in Deuteronomium hoofstuk 17 neergeskryf is van 'n koning. Dan dink julle vir 'n oomblik aan Saul, dink vir 'n oomblik aan Dawid, en dink vir 'n oomblik aan Salomo. Hoor wat sê die Bybel in Deuteronomium 17, voordat hulle die land binne gaan, gee hy die reëls. God gee toe instruksies vooruit oor watter soort koning hy sal toelaat. Hy moet deur God self gekies word. Hy mag nie baie perde hê of die volk terug Egipte toe lei nie. Hy mag nie baie vroue hê of hom in rykdom verheug nie. Hy moet die wet van die Here daagliks lees en daarby bly. Dis wat God in Deuteronomium alreeds gesê het. Ons word gesê in die laaste dae sal mense liefhebbers wees van hulle self. En ons weet in Samuel leer ons van wat selfliefde beteken. Sê die Bybel nie met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jy met jou naaste lief hê soos jouself nie. Die volk verwerp God en te midde van die verwerping kom God en hy bring uitkoms. Te midde van Saul se ongeloof stel God hom in staat om te profeteer. En ek wil vir julle sê, vriende, God help mense. God se begeerte is om mense by te staan. Dis God se begeerte, sê die Bybel. Hy bedink goeie dinge aangaande ons en nie slegte nie. Nou waar kom al hierdie slegte dinge vandaan? Dit word gekweek vanuit die bose. Dit word gewerp en gedryf deur die bose. Want God self kan geen mens versoek nie. God bedink goeie dinge aangaande ons en nie slegte nie. Hy wil ons help. En vriende, ek wil vir julle sê, net soos wat God Saul bekragtig het, so wil hy u en my bekragtig. So het hy vir ons geprofeteer oor wat kom, en so wil hy ons in gereedheid bring. Hy sê, bedink die dinge van hierbo, nie hieronder nie. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel mekaar. God kom en berei ons voor. God kom gee vir ons alles wat ons nodig het. Hy stuur sy gees om ons te rig en te lei. En vriende, dis God se begeerte, dat nie een mens verlore moet gaan nie. Nie een nie. Beteken dit dat daar nie mense hel toe gaan nie? Duisende mense gaan die ewige lewe in, daagliks. Nie omdat God nie sy kant bring nie. Nie omdat God se gees nie waarsku nie. Dis die Heilige Gees se taak om te oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Dis God se taak en die Heilige Gees doen dit. Maar vriende, daar is baie moedswillige mense. Baie mense wat hulle eie wil laat geskied en nie God se wil nie. En ek wil vir julle sê, God sal jou nie vra om iets uit jouself uit te doen nie. God het nie vir Saul gesê, Saul staan op en gaan profeteer saam met die profete, omdat ek so sê nie. Saul was in staat om met die profete te profeteer, omdat die gees van die lewende God binne in hom was. En vriende, as ons vandag sê, ons is gered, Nuwe Testamenties, dan beteken dit die gees van die lewende God moet in ons wees. En die gees van die lewende God wil ons dryf. Die gees van die lewende God wil ons op 'n pad rig, doelgerig tot verheerliking van die Vader. 'n Oorwinnende lewe op aarde in God. Dis God se begeerte vir ons.
Ek wil net vir u sê, God verwag van u niks, waartoe hy u nie in staat sal stel nie. Ek is tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. En vriende, ons moet vandag by ons by hierdie deure uitloop vir God, vra, Here God, wat is dit wat u van my wil hê? En Here God, stel my in staat deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, om alles te doen, wat u van my verwag. Al die profesieë, wat God vir ons gegee het, het waar geword. Alles wat hy gesê het. Geen mens, of bose mag, kon die Bybel in die laaste 6000 jaar een fout in kry nie. Nie een nie. Dit op sigself is 'n wonderwerk. Mag God u in staat stel om te besef dat die omstandighede van die eie lewe waartoe u gelei het tot nou toe, God nie omkant gevang het nie. God is nie omkant gevang met die lewe nie. God is nie omkant gevang met die omstandighede nie. Hy het 'n plan. Hy het 'n alomwetende plan met u lewe. Hy het 'n doel deur die Gees van God op hierdie aarde bepaal vir elke mens in hierdie gebou. Mag u God verheerlik deur te wees op die plek waar hy u wil hê, nie waar u jouself vind nie. Ek wil vir 'n oomblik net vir u wys wat gebeur wanneer 'n mens geesvervuld is. Wanneer 'n mens deur God gesalf is om koning van Israel te word deur Samuel homself, deur profesieë wat tot in vervulling gebring is vanuit die boek van by die boek Deuteronomium. Ek vra u met trane in my oë. Waar was Saul toe die volk byeengekom het? Waar was hy toe sy stam uitgekies is? Toe sy vaderhuis uitgekies is? En toe hy Saul aangewys is as die volgende koning? Waar was hy? Hy was in die pakgoed. Hy het gaan wegkruip. Vriende, wanneer die Gees van die lewende God oor jou kom selfvoldaanigheid nie in jou lewe in nie. En die eie ek sterf. En jy sien jouself minder waardig. Het hy nie geprofeteer deur die Gees van die lewende God saam met die profete nie? Het hy nie God se profesie in sy eie lewe waar sien word nie? Wat soek hy tussen die pakgoed? En as ek met respek mag vra, wat soek u tussen die pakgoed? God het ons geroep. God het ons aangestel. God het ons bekragtig met sy Gees. Waar is ons? Ons skryf weg. Ons wil nie. Ons is ongehoorsaam. Hoekom? Hoekom? Want ons het ons eie keuses. En ongelukkig volg ons meeste van die tyd ons eie kop. Meeste van die tyd bevraagteken ons God. Kom ons staan op in Christus en ons doen wat hy verwag en ons sê wat hy verwag en ons staan op die instaatstelling van die lewende God en ons hou op wegkruip. As God vir my is, wie kan teen my wees? Mag God verheerlik word in ons lewens. Mag ons regmatige plekke inneem in God se koninkryk, nie met selfvoldaan nie. Met nederigheid. Opstaan vir wat reg is. Amen. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus,
Die pakgoed is rondgeskuif en niemand weet meer waar alles is nie. Want die kerk kruip weg. Die kerk kruip weg. Ons is te skaam. Ons is te bang. Here, as U ons op die naam roep, dan kruip ons nog verder weg. En U moet vandag ons op die naam kom roep en uitsleep en voor 'n volk inbring, want dit is U wil. Dis U wil vir hierdie gemeente, om op hierdie tydstip, op hierdie stadium van hulle lewens voor die lewende God gestel te word, om tot verantwoording geroep te word, om opgeroep te word, om aan te meld vir diens aan die lewende God, dat ons met die gees van God mag uitgaan aan 'n verlore wêreld, sonder om te skroom, sonder om terug te deins vir die wêreld. Here, want ons doen niks uit onsself nie. Ons doen wat ons doen tot eer van U heilige naam, in staat gestel deur die lewende God se gees wat in ons woon. Here God, ek kom vra vir U dat U ons sal bystaan, dat U woord ons sal bekragtig, dat ons sal opstaan en dat U wil in ons lewens sal geskied. Dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal word, sout vir hierdie aarde. Dat ons 'n baken vir hoop vir hopeloses sal wees. Dat ons sal uitsteek soos 'n doring. Dat ons sal uitsteek in hierdie wêreld absoluut, omdat ons aangeraak is deur die verlossing van die lewende God. U is ons baken, U is ons hoop, U is ons vesting. Ons skuil in die skaduwee van die Allerhoogste. Amen. Kom ons staan saam en dan sluit ons hierdie erediens af deur lekker saam te sing tot eer van sy heilige naam. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Moeg en verlate, hoe staan my by. Raak en genees my, Heiland en Heer. U kan almagtig oor my regeer. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Tot heel my lewe, U is gewy. Maak van my hart tot Heiland met troon, tot op een Christus in my sien woon. Amper het daai liedjie nou nog 'n versie. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus
en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen. Ek herinner die